Ons spandeer baie energie om dit wat in ons aangaan, dit waarna ons verlang, of weg te steek, of te ontken, of selfs te minimaliseer. Wanneer dit kom by ons verhoudings en ons verlange om saak te maak en te behoort, meet ons partykeer ons waarde aan of ons begeer word. En dan, gedagtes soos, ons wil nie te veel wees nie, nie te afhanklik nie, nie te emosioneel nie te dors na liefde of aanvaarding of behoort nie. Maar wat as jou dors nie die probleem is nie? In Johannes 4 ontmoet Jesus 'n vrou by die put in die middel van die dag. Dis die warmste deel van die dag, 'n ongewone tyd om water te gaan haal. Miskien wou sy ander mense vermy, miskien het sy moeg geword vir die kyke of die vrae of die stories wat oor haar vertel is. En Johannes 4 vers 7 en 9 sê, daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal. En Jesus sê vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Johannes vertel vir ons dat Jesus deur Samaria moes gaan. Vir Jode was Samaritane dikwels mense wat vermy is. En sy is 'n vrou in 'n patriargale wêreld, en sy het waarskynlik ook 'n reputasie wat haar verder op die rand van die gemeenskap plaas. En tog gaan Jesus doelbewus na hierdie put. Hy wag vir haar. Hy begin die gesprek en hy vra vir water. Nog voordat sy haar storie vertel, nog voordat haar verlede ontbloot word, nog voordat enige gesprekke oor haar mans plaasvind, kies Jesus om by haar te gaan sit. En hy sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom sal gee, sal nooit weer dors kry nie. Jesus veroordeel nie haar dors nie. Hy vra nie haar om minder te verlang nie, hy nooi haar om dieper te kyk. Ons leef dikwels asof ons diepste behoeftes en verlange iets is om oor skaam te wees. Ons sê vir onsself dat ons nie ander mense nodig het nie. En tog kan 'n boodskap of 'n kompliment of 'n uitnodiging of 'n stukkie kritiek ons heel dag besig hou, ons hele dag verander. Ons verlang daarna om gekies te word, om gesien te word, om te weet dat ons saak maak. En miskien is dit juis waarom Jesus oor water praat. Want die probleem is nie dat ons dors is nie. Die probleem is dat ons soms verwag dat mense vir ons moet gee wat uiteindelik net God kan gee. Net God kan werklik ons dors les. Voordat ons God begin soek, is God reeds besig om ons na te jaag, om ons te kom haal. Voordat ons behoeftes kan uitspreek, weet Jesus reeds dat ons harte dors is en dat ons verlang. As ons vandag raak sien dat Jesus ons by ons eie waterput ook kom ontmoet, kan ons eerlik aan hom erken. Ek is dors. Raak vir 'n oomblik stil. Vra vir jouself, waar ervaar ek tans die grootste dors in my lewe? Moenie dit oordeel of probeer oplos nie. Noem dit eenvoudig voor Jesus in jou tyd van gebed.